Goeienaand boere, volksgenote. Kom ons kyk gou vanaand na 'n ander boodskapie wat ek vir julle het. En dit gaan oor die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige. Nou, ek weet baie van my vra, hoe weet ek waar die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige is? Ek gaan vir u wys uit die woord uit, waar Vader dit vir ons weggesteek het. En Vader het dit so naby aan ons weggesteek, dat ons nie daar soek nie, maar ons gaan soek die sleutel in al die Satan-kerke, en by al die pastore, en by al die dominees, en by al die leraars, en by al die vaders, wie se vrugte glad nie die vrugte is van dit wat die Almagtige van ons verwag het nie. Ek wil nie 'n versie uit die skrif uitruk en dit verdraai en vertolk om u te probeer mislei op die weg van die Satan nie. Maar ek wil vir u in die skrif wys waar Vader die sleutel weggesteek het en waar Vader vir ons presies die roete verduidelik tot by die koninkryk se deur waar hy vir ons wag wanneer hy weer kom, wanneer sy seun Yeshua weer kom om ons te kom haal. Dan as ek praat van die ons, dan praat ek van die gehoorsames van Israel. Ongeag wat jou velkleur is, ongeag wat jou taal is, ongeag wat jou kleur van jou bloed is, as jy ongehoorsaam is aan die Almagtige, sal jy die koninkryk van die Almagtige nie binne gaan nie. Die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige staan in sy skrif opgeteken. Die Engelsman sê, it's been hiding in plain sight. Dis weggesteek in ons oë. Ons probleem is, ons stel nie meer belang om die woord en die skrif van die Almagtige te bestudeer, te leer en aan ons kinders oor te dra. En dis die volk se probleem, en jy kan vanaand van my verskil. Ek sê vanaand, ek gaan 'n stelling maak, en ek gaan vanaand vir die sê, dat in die boervolk in Suid-Afrika, is daar minder as 1% wat Vader se woord bestudeer, en dit nog aan hulle kinders oordra. Die res, 99%, hardloop na die dominee, in die kerk, in die pastoor, in die priester toe, waar hy sy genade boodskapie gaan koop, deur geld in die bord te gooi. So kom ons begin in die Ou Testament, in die Ou Verbond, wat hulle klaar valslik vertaal het. Daar is nie dinge so Ou Testament en die Nuwe Testament nie, dis die Ou Verbond en die hernieude verbond. Die Ou Verbond het Yeshua net kom hernie, en by presies dieselfde gesê as wat Vader gesê het, 6000 jaar gelede, vir Abraham en vir Moses en vir Aaron. So kom ons begin van voor in die skrif, tot aan die einde van die skrif, en dan wys ek gou vir u, waar lê die sleutel, tot die koninkryk van die Almagtige, en wie sal die reg hê, om met hierdie sleutel, die deur van die koninkryk van die Almagtige oop te sluit, en saam met hom in sy heiligdom te gaan woon. Ons begin by Joshua 5 vers 6. 40 jaar lang het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte uit weggetrek het, wat nie aan die stem van die Almagtige gehoorsaam was nie, vir wie die Almagtige gesweer het, dat hy hulle land nie sou laat sien nie, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. U sien, Vader het die hele geslag in die woestyn laat sterf, omdat hulle ongehoorsaam is. Hulle het nie een, hierdie dapper manne, hierdie krygsmanne wat die volk uit Egipte uitgelei het, beloofde land gehaal nie. Moses het ook nie eers die beloofde land gehaal nie, omdat hy ongehoorsaam was. Voor hulle oor die rivier trek in die beloofde land het die Vader hom in die tent ingeroep en gesê, Moses, hier is jou einde, dis tyd dat jy sterf. Jy was ongehoorsaam aan my. Vader is vir ons baie barmhartig. Vader is vir ons baie lief. Maar Vader haat die sonde. Vader vergewe die sonde. Maar Vader laat sonde nooit ongestraf laat bly nie. En hier kan ons sien in Joshua 5 vers 6, het Vader die land met 'n eed aan hulle beloof, maar omdat hulle ongehoorsaam was, het Vader hulle nie een in die land laat ingaan nie. 1 Samuel 15 vers 22 sê, daarop sê Samuel, het die Almagtige Baal en brandoffers en slagoffers
soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Almagtige. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, en om te luister, is beter as die vet van ramme. 2 Samuel 22 vers 45 sê, uitlanders het al kruipende na my toe gekom, sodra hulle van my gehoor het, was hulle gehoorsaam aan my. 2 Konings 18, en die koning van Assirië het Israel in ballingskap weggevoer na Assirië, en hulle laat bly aan Halach, en aan Abor, die rivier van Gosan, en in die stede van Midië, omdat hulle nie gehoorsaam was aan die stem van die Almagtige, hulle God nie, maar sy verbond oortree het. Alles wat Moses, die knegt van die Almagtige, hulle beveel het, sonder om daarna te luister en daarna te handel. Dis 'n werk. Vader se genade. En Vader se genade, dit gaan weer oor mercy en grace. Mercy gee Vader vir ons verniet. Grace, hierdie genade, word op meriete bepaal. As ons moet op ons meriete, op ons woord en ons daad, moet ons by Vader genade in sy oë gaan vind. Wat die volk nie gedoen het nie. Daarom het Vader die volk oorgegee aan 'n vreemde nasie, in ballingskap weggevoer, soos in die tyd met Egipte, die tyd met Josef, die tyd met Moses. Ek kan met u aangaan. Hulle het 450 jaar vir Egiptenare gewerk. Hierdie volk is nou 24 jaar onder die heerskappy van die ANC. En nog steeds is hulle nekke verhard. En nog steeds weier hulle om hulle te bekeer. 2 Samuel 22 vers 45. Uitlanders het al kruipende na my toe gekom, sodra hulle van my gehoor het, was hulle gehoorsaam aan my. Psalm 18 vers 45. Koning Dawid, sodra hulle van my gehoor het, was hulle my gehoorsaam. Uitlanders het kruipende na my toe gekom. Ons volk, Vader se volk, wil nie eens kruipende na Vader toe kom nie. Ons ego, ons image, ons eie ek, ons eie selfbeeld, is gekoppel aan die geldgod, die Satan en die kerk se genade. Lukas 8 vers 25, nou gaan ons oor aan die Nuwe Testament, of die Nuwe Verbond. Want almal sê ons lewe in die, ons moet ophou lewe in die Ou Verbond, of in die Ou Testament. Nou gaan ons bietjie oor na die Nuwe Verbond, of die hernieuwde Verbond. Toe dan kyk ons wat sê Lukas 8 vers 25. Hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd, het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Dat hy selfs die winde en die water gebied, en hulle hom gehoorsaam is. Jy sien, selfs die natuurelemente is die Almagtige gehoorsaam. Wie is ons? Ek en u, die volk, die boervolk, om op te staan teen die woord van die Almagtige. Lukas 17 vers 6. En die Almagtige sê, as julle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en nou sou julle gehoorsaam wees. Jy sien wat gehoorsaamheid en geloof loop hand aan hand. Handelinge 4 vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor die Almagtige om julle meer gehoorsaam te wees as Vader, dit moet julle self beslis. Ons moet self beslis. Aan wie wil ons die gehoorsaamste wees? Aan die Almagtige? Aan die kerk? Aan ons familie? Aan ons sosiale omstandighede? Aan die wêreld? Die Christendom? Die Christenskap? Die sinagoge van die Satan? Die kerk? Die paus? Of gaan ons begin om Vader se weë te wandel? In sy sleutel. Gehoorsaamheid aan die Almagtige is die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige. Nie genade nie. Die kerk lieg, Satan lieg. Niemand wat ongehoorsaam is, sal die koninkryk van die Almagtige binne gaan nie. Dit sê ek vanaand vir u, en dit staan in Vader se skrif. Daaroor het Vader die volk laat sterf, die hele generasie. Nie een het die beloofde land ingegaan nie, omdat hulle ongehoorsaam was. Die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige is gehoorsaamheid aan al sy gebooie. Handelinge 5 vers 29 sê, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan die Vader meer gehoorsaam wees as aan die mense. Gaan lees dit, jy moet aantekeninge maak. Handelinge 5 vers 29. Handelinge 5 vers 32 sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, wat die Almagtige gegee het, aan die wat hom gehoorsaam is.
Nou ek hoor bitter baie dominees, pastore, priesters sê, die Gees het vir my iets kom sê. God het met my gepraat om met julle 'n boodskap te deel. Dis 'n leuen, dis 'n lieg, dis bedriegery. Dis die Satan, die kerk, die sinagoge, die disippels van die Satan wat vir die soeke woorde sê. En ek vat enige dominee, enige priester, enige predikant vanaand aan en ek sê, jy lieg vir die volk. Jy mislei die volk om te sê, die Vader het so gesê, terwyl die Vader dit nie gesê het nie. Want dit staan nie in die Vader se skrif nie, die Vader sê. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, wat Vader aan die gegee het, wat hom gehoorsaam is. Vader sal nie sy apartgestelde Heilige Gees gee aan enige een, wat aan hom ongehoorsaam is nie. En veral nie aan die kerk, die Satan, se sinagoge nie. Nooit, nooit, nooit sal die Almagtige sy Gees gee aan 'n ongehoorsame volksgenoot, of 'n heiden, of 'n afgoddienaar nie. Nooit. Handelinge 6 vers 7 sê, die woord van die Vader het toegeneem, en die getal van die disippels in Jerusalem het vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Wat is die geloof? Om te glo in die instruksies en die verordeninge wat die Almagtige vir Moses op die berg Sinaï gegee. Romeine 2 vers 8. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, kry grimmigheid en toorn. Weet jy wat dit beteken? Vader sê, ek is 'n grimmige. Ek is 'n grimmige Elohim. Ek is 'n grimmige God. Ek neem wraak op die wat my gebooie, my insettinge en my verordeninge verwerp, tot in die 3de en 4de en 5de geslag. Dit is wat Vader se woord sê. Dis nie my opinie nie, dit staan neergeskryf, selfs in die hernieude verbond. Paulus, wat die kerke so graag gebruik om te verdraai, om die volk 'n genadepad te gee, in plaas van 'n gehoorsame. Romeine 6 vers 12. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Ons moet nie aan ons eie liggaam gehoorsaam wees nie. Ons moet aan die weë en die instruksies van die Almagtige gehoorsaam wees. Die kerk sê, vreet maar vark. Vader sal onrein mense en onrein diere in sy koninkryk toelaat. Dit is die sinagoge van die Satan, die kerk, wat hierdie drek by die boervolk se koppe ingeprent het, want hulle het blind geraak om die waarheid te sien. Romeine 6 vers 16, weet julle dan nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is, van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Of van die sonde tot die dood, of die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. As jy Kersfees hou, en Haasfees hou, en die Paus se nuwe jaar hou, en varkvleis vreet, dan is jy aan die Paus gehoorsaam. Dan sal jy die koninkryk van die Almagtige nie sien nie. Jy sal hom nie sien nie, want jy dra nie die sleutel van die Almagtige se koninkryk nie, jy dra die sleutel van die Paus van die hel. Romeine 6 vers 17, maar ons dank die Vader dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld wat die leer wat aan julle oorgelewer is. Wat het Yeshua ons kom leer? Wat het Yeshua die volk kom leer? Wat het Yeshua die disippels kom leer? Niks anderster as net die woord, die instruksies van die Almagtige nie. Gaan lees maar in die Bybel. Die sleutel is reg voor ons oë weggesteek in die woord. Maar ons volk lees nie meer die woord nie, ons glo nie meer die woord nie, want ons glo die kerk, die sinagoge van die hel en van die Satan. Romeine 10 vers 16. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Vader, wie het ons prediking geglo? Wie glo vanaand wat ek hier vertel? En as die dominee dit vanaand kyk, kan ek die waarborg gaan hy môreoggend met 600 verskonings na hier toe kom, en hy probeer oortuig dat dit wat ek vanaand vir uit die skrif uitgelees het, 'n leuen is, en dat dit my eie opinie. Ek gee nie vir u 'n heuningskwas evangelie of 'n heuningskwas woord uit die skrif van Vader uit nie. Ek lees vir u wat in die skrif van Vader staan, en u moet besluit of u die sleutel in die hand gaan hou en in die hart gaan bære, en of u gehoorsaam gaan wees aan die sinagoge van die Satan en die hel. Eers,
2 vers 9. Want daarop het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet, of julle in alles gehoorsaam is. Skryf Paulus aan die gemeente, is julle in alles gehoorsaam? Dominee, pastoor, priester, leenaar, liegbek, Satan disipel, wat die Almagtige se Sabbat verwerp, die Almagtige se fees verwerp, die Almagtige se gebooie verwerp, wat die paus en die Satan dien, en dan sê u kan hierdie volk teruglei na die Almagtige toe? Is dit die vrug van die Gees? Ongehoorsaamheid? Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Yeshua afgeskilder is, onder julle gekruisig is, voor julle oë, nie weggesteek nie, onverstandig, ongehoorsaam, op die pad na die hel, die sleutel van die hel draai jy in jou sak, daai kruisie om jou nek, is die sleutel na die hel. Galasiërs 5 vers 7, julle het goed geloop, wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Ons volk het goed geloop, wie het ons kom verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Die kerk, die Satan se sinagoge, die verleiers, die priesters, die geldgieriges, wat vrede en genade aan die volk verkoop, in plaas van om Vader se woord gratis aan die volk uit te deel. Efesiërs 6 vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Almagtige, want dit is reg. Kyk 'n bietjie hoeveel kinders is vandag nog aan hulle ouers gehoorsaam? Ek en u, hoe gehoorsaam is ons aan ons Vader? Meet u self 'n bietjie en meet bietjie u vrugte aan die woord, nie aan die dominee en aan die kerk nie. Efesiërs 6 vers 5. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering en opregtheid van hart, soos aan Yeshua. Hoe gehoorsaam is ons vandag aan hom? Niks. Ons glo in die katholieke Jesus, want die katholieke Jesus het die wet kom kruisig. Die katholieke Jesus het gesê, ons kan maar ongehoorsaam lewe, sy genade is genoeg om ons te red. Die liewe Jesus van die katholieke het gesê, julle moet my geboorte op die 25 Desember vier, dis die son God se fees. Die liewe Jesus van die katholieke het gesê, hou die haasfees van Nimrod en Easter en Semiramis op die paasfees, die haasfees, die hoerfees van Nimrod. Dis my fees. En so het die sinagoge van die Satan, die kerk, hierdie volk mislei, sodat hulle die woord nie meer lees en nie meer verstaan nie. Handelinge 19 vers 9. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaad spreek het van die weg, die wet, die instruksies, die verordeninge, die insettinge van die Almagtige, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekings gehou. Ons moet hierdie ongehoorsaames wat bly kwaad spreek oor die wet en die weg en die insettinge en die gebooie en die sleutel tot die Almagtige, ons moet hulle verlaat, ons moet hulle afskryf, ons moet ons voetjies afskud van hulle af. Jy sal sien, jy mag hom nie eens groet nie, volgens Vader se skrif. Dit het niks met naaste liefde te doen nie. Hierdie wat die sinagoge van die Satan en die drek van die kerk en die pastoor en die priester en die dominee, wat op die songod se dag, elke Sondag, die gemeente, die volk kerk toe lok, om hulle geld af te vat, sal hierdie goed nie vir die verduidelik nie, want hulle haat dit. En die oomblik as hy hierdie goed begin verduidelik in sy kerk, loop sy kerk leeg, speel hy bankrot, want hy nie meer 'n job nie. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van die Almagtige tot jou tot bekering belei nie. Die goedertierenheid, die verdraagsaamheid, die langmoedigheid van die Almagtige wil ons volk, ons mensdom weer tot bekering lei. Maar ons wil dit nie aanvaar nie. Want die dominee en die sinagoge van die Satan het 'n baie makliker pad. Hulle sê, ons kan deur die katholieke Jesus Christus. Ons kan inbreek hierso van die agterkant af iewers. Ek weet nie waar hy gaan inkom nie. Want Vader sal in sy koninkryk niks wat onrein is toelaat nie. Ook nie 'n varkvreter nie, ook nie 'n kreefvreter nie, ook nie 'n Sondag aanbidder nie, ook nie 'n Kersfeeshouer nie, en ook nie 'n hameter op Paasfees nie. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat
in die dag van die toorn en die openbaarmaking van die regverdige oordeel van die Almagtige. Ons maak dit vir onsself bymekaar. Ons volk versamel al hierdie toorn op onsself. Ons volk versamel al hierdie droogtes op onsself. Ons volk versamel al hierdie moorde en doodslag en roof op onsself. Ons volk wil nie bekeer nie. Ons volk staan reg op teen die Vader, saam met die kerk in die sinagoge van die Satan. Ons volk weier om te bekeer. Ons volk se harte is hard. Dis waar ons probleem lê. En gaan lees Romeine 2 vers 4 asseblief. Elkeen sal vergeld word na sy werke. Nie volgens sy geloof nie, volgens jou werke. As jy Vader verwerp, is dit 'n werk, dis 'n daad wat jy doen, en jy sal volgens daai verwerping van die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige, sal jy geoordeel word. Die Satan glo ook in die Vader. Die Hindus glo ook in die Vader. Die Moslems glo ook in die Vader. Die Jood, die Khazar Jood glo ook in die Vader. Die Christene glo ook in die Vader. Maar nie een van hulle is gehoorsaam aan die reëls, die regulasies, die insettinge van die Almagtige en sy instruksies om tot by die koninkryk van sy deur te kom. Ons volk verwerp die weg ter wille van vrede. Ons wil 'n horisontale liefde dwars oor die wêreld hê en almal moet vir ons lief wees. En ons wil hierdie liefde, hierdie horisontale liefde, het ons hoër geag as ons vertikale liefde met die Almagtige Skepper, die God van Abraham, Isak en Jakob. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, kry die ewige lewe. Wat is goeie werke? Gaan lees 'n bietjie wat het Yeshua daaromtrent te sê. Eer jou vader en jou moeder. Moenie steel nie, moenie moord pleeg nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie, bla 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 bla. Hulle staan geskryf 6000 jaar terug. Jy het die sleutel in die hand. Dit is goeie werke. Is die uitvoering van jou wil. Die volheid van jou wil. Om Vader se wil passievol met liefde en met vrede uit te voer. Liefde tot die Vader is die gehoorsaamheid aan sy gebooie. Uit dankbaarheid, daaroor onderhou ons Vader se gebooie. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam is, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaamheid, kom grimmigheid en toorn, kom ek weer. Titus 1 vers 16. Hulle bely dat hulle die Almagtige ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Nou, Titus 1 vers 16 beskryf vir my, of wat ek wil nie sê beskryf nie, maar gee vir my 'n eienskap, 'n vrugeienskap. Vader sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Ek en u sal aan ons vrugte geken. 'n dominee, 'n priester, 'n predikant, meet ek aan die woord, die vrug wat hy dra. Hulle bely dat hulle die Almagtige ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik is vir elke goeie werk. Want as jy op die Sondag van die Katolieke Kerk hulle boodskap versprei, geld insamel, teen 'n prys die leen aan die volk verkoop, die Haasfees, die Hoerfees hou, die Kersfees, die Songodse fees van die Katolieke hou, dan is jy nie geskik vir hierdie werk van die Vader nie. Want dan verwerp jy die Vader se instruksies wat hy aan Moses al gegee het op die berg Sinai. Titus 3 vers 3. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Ek weet presies. Ek was daar. Min van hierdie volk was waar ek was. Daaroor is ek vandag so dankbaar dat hier waar ek sit. En ek kan dit vandag met u deel en vir u sê. Die sleutel tot die gehoorsaamheid van die Almagtige lê in sy woord, in sy instruksies en in sy gehoorsaamheid. Nêrens anders. Die keuse lê by u. Of u bly onverstandig wil bly, of u ongehoorsaam wil bly, of u by dwaalweg wil bly, of u verslaaf wil bly aan allerlei begeerlikhede, varkvleis vreet, sinsgenot, Kersfees, Haasfees, Hoerfees. Ons het in boosheid en afguns gelewe. In 'n oomblik as ons hierdie goed praat, dan val die Christene my aan, wat aan hierdie afgodfeeste en aan die sinagoge van die Satan bly vasklou. Jy kry hom nie afgeskeer van daai drek wat die dominee hom geleer het nie. Dis hulle. Ons was almal daar. Ek het net so te kere gegaan.
tot die Almagtige my oë oopgemaak het, my verwronge verstand reggemaak het, sodat ek sy woord kan verstaan, en aan u kan oordra dit wat geskryf staan, nie my opinie nie. Luister gou, Openbaring 12 vers 17 sê, die draak was vertoren op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van die Almagtige bewaar, en die getuienis in Yeshua hou. Die draak kom voer oorlog teen die gehoorsaames. As jy deel is van die ongehoorsaames, kom voer jy die oorlog, saam met die draak, teen die gehoorsaames aan die Almagtige. Daai keuse het u reeds gemaak, en u moet hom verander, so vinnig as moontlik, want die draak en die oorlog is baie naby in die deur. Openbaring 14 vers 12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges, apart gestel is, te pas. Hier is hulle wat die gebooie van die Almagtige en die geloof in Yeshua bewaar, bewaak, beskerm. Hulle, die leidsaamheid van die apart gesteldes, die heiliges, is hulle wat die gebooie van die Almagtige en die geloof in Yeshua bewaar en bewaak. Dis ons wag staan vir jou weermagbasis se ammunisiedepot. Jy bewaak en bewaar dit met jou lewe. Doen ons volk dit vandag? Doen ons dominees en ons kerke dit? Jy moet kies. Die Satan is 'n visser van manne, en sy net 'n skeur, so vol hulle is. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Sal ek dit weer vir u lees? Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê, die sleutel, die oop deur kan oopsluit, op die boom van die lewe, die ewige lewe, en ingaan deur die poorte van die stad. Die Almagtige God van Abraham, Isak en Jakob laat niks wat onrein is in sy heilige koninkryk toe nie. En as u sy gebooie nie aanvaar nie, as u sy insettinge nie aanvaar nie, as u sy verordeninge nie aanvaar nie, en as u sy instruksies nie aanvaar nie, is u onrein soos wat 'n vark nie kan wees nie. En u sal die koninkryk van die Almagtige nie ingaan nie, en die koninkryk sal verborge bly vir u. Die toorn van die Almagtige sal op u bly en op my bly en op hierdie volk bly, totdat ons gehoorsaam is aan al sy instruksies. Dan het ons weer die sleutel tot voorspoed en seën en die weg tot die koninkryk van die Almagtige. Mag elkeen van u die pad vind en die sleutel vind tot die koninkryk van die Almagtige. Shalom.